Die tema is vanmôre, hoe leef ek as gelowige my roeping in die daaglikse lewe uit? En ek dink dit is dalk 'n groter tamaletjie as wat ons dink, nê. Nou, die eerste vraag wat ons onsself sou vra is, wat word bedoel met die woord roeping? En ons gaan dit nou vanmôre probeer saam ontrafel, want as daar 'n roeping is, dan maak dit tog sin, hè, dat daar ook 'n roeper sal wees. Want sonder 'n roeper is daar nie 'n roeping nie. Nou, as daar 'n roeper is, dan is daar 3 kwessies wat ons vanmôre gaan uitklaar. En die eerste is, wie is hierdie roeper? En die tweede is, waartoe word ons geroep? En dis baie belangrik. En dan derdens, hoe werk die dinamika van dit waartoe ons geroep word? Nou, ons gaan nou vanmôre 'n prentjie bou. Daar's verskeie teksverse waarna ons gaan kyk. En julle moet nou vanmôre toelaat dat die Gees in julle harte spreek. Dat die Gees vir julle met wysheid bedien en met insig bedien en miskien vanmôre iets in jou hart bykomend bou tot dit wat jy tot hier toe geweet het. Nou, die eerste vers waarna ons gaan kyk is Matteus 4:18 tot 20. En die vraag hier aan julle is, wanneer ons hierdie vers lees, wie het Petrus en Andreas as disippels geroep? Nou goed, kom ons lees saam. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy 2 broers gesien, Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê toe vir hulle, wat sê hy vir hulle? Volg my. En wie? En ek sal julle vissers van mense maak. En let op hierdie volgende gedeelte. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Dink net 'n oomblik na oor hierdie vers. Oor daardie roepstem van Jesus op hulle, nê. Ek meen dit moet onsagwekkend gewees het. Hulle is vissers van bestaan gewees. As daai roepstem net 'n stem was wat jou van ergens heen geroep het, sal jy jou bestaan los en nie net jou bestaan los nie, maar dit onmiddellik los om daai roepstem. En dis ietsie wat ek vanmôre heel eers mee wil afskop. Daai roepstem is so sterk in elkeen van ons. Ek wil amper sê, jy gaan sukkel om dit te ignoreer. Jy moet blaatant wees om dit te kan ignoreer. Kom ons kyk na die volgende vers, Openbaring 3:20. En hier vra ek, wat gebeur wanneer ons op die roeper se stem reageer? Kom ons kyk. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, wat gebeur? Sal ek ingaan na hom toe, is natuurlik haar toe ook, en dan saam met hom eet en hy saam met my. En sien hier iets raak, nê? Daai stuk intimiteit, nê? As jy saam eet, veral in die oosterse gebruike destyds, nê? Dit is 'n intieme storie, dit is 'n kuierstorie. Ek wil amper sê, is 'n sosiale storie, nê? En dis waartoe ons uitnooi, nie 'n ver af Here nie, ene wat inkom en saam met jou eet. Goed, kom ons kyk na Matteus 11:28. En nou is die vraag, waarheen roep die roeper ons, né? Kom na my toe. Nie enige ander plek nie, kom na my toe. Almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle wat gee? Ek sal vir julle rus gee. Nou, ons nog weet, as hy ons roep, en ons kom na hom toe, dan is daar 'n intimiteit wat plaasvind. Maar nou sien ons ook, maar daar's meer as dit wat plaasvind. Daar's 'n stuk rus wat gebeur in jou, nê. Jy ervaar by hom 'n vrede, jy ervaar by hom kalmte, nê.
Nou goed, kom ons kyk na Johannes 14 vers 6. En die vraag hier is, die deur na wie maak die roeper vir ons oop? Goed, kom ons lees saam. En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wat leer ons hier? Ons sien hierdie verhouding is groter, né? Dis nie net Jesus nie, maar Jesus sê, as jy na my toe kom, dan is ek die weg na iets groters. Ek is die weg na die Vader toe. So die Vader, weet ons nou, is ook deel van hierdie verhouding. As jy na Jesus kom, dan tree jy ook by die Vader in sy troonkamer in. Nou goed, kom ons kyk na nog vers, Johannes 15, 4 tot 5. En die vraag is, hoe werk ons roeping prakties? Om hierdie verhouding nou te laat uitwerk, nee. Hoe werk hy? Kom ons lees. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie kan vrug dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so ook nie as julle nie in my bly nie. Nou kom die prentjie, né? En prentjies werk ons altyd baie beter as enigiets anders om 'n ding te verduidelik, lê jy hom verstaan, né? Hy sê ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, sien daai inenting, né? Hy dra baie vrug. En hier het ons sien ons maar wat is belangrik? Die eenheid is belangrik. Daai verhouding is nie net iets wat jy 'n keuse het nie. Daai verhouding is alles waarom dit draai. Die inenting van die loot en die druiwestok is dit waaroor dit gaan. En nou het ek die laaste deel uitgelos, né? Wat sê, want sonder my, sonder die inenting, sonder die intimiteit, sonder die eenheid, kan julle niks doen nie. Dis 'n voorvereiste, né? En wat doen ons baie keer? Ons probeer ons geestelike lewe bedryf sonder die verhouding, sonder die inenting, sonder die eenheid met Christus. En dit kan nie werk nie, want wat sien ons hier? Dis die vrug. Daarsonder is daar nie vrug nie. Nou goed, kom ons kyk ook na Johannes 14, 16 tot 20. Deur wie werk die roeper tydens ons roeping? Goed. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander 'n parakleet gee, 'n voorspraak, né? Sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Hier is weer dieselfde gedagte. Julle ken hom egter omdat hy by julle bly en waar sal wees en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort ruk tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek leef en julle sal leef. En wat sal ons op daai dag weet? Op daardie dag sal ons weet, en hier moet julle gou die dinamika kyk, né? Want dis die groter dinamika. Ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Uiteraard is nou net verduidelik deur die parakleet, die voorspraak, die Heilige Gees, né? So, wanneer ons nou na al die verse gou vinnig kyk en ons moet 'n opsomming maak, né? Van wat sê dit vir ons op hierdie stadium? Dan dink ek ons kan die volgende met redelike sekerheid sê. Ons kan sê roeping is 'n geestelike verhouding met Jesus Christus tot die Vader en deur die Heilige Gees, né? Nou dit bring ons nou by 'n ander kwessie. Nee. Ons weet nou op hierdie stadium onomwonde alles gaan oor die verhouding met Jesus Christus deur die Heilige Gees tot die Vader, nee. Maar nou vra ons onsself, hoe leef ons daardie verhouding daagliks uit? En dis nie so maklik nie. As jy nou vanmôre sê nee, wat is
reis op in 'n speelpark, dan sê ek jy lieg. Dis moeilik. Nee, nou daarmee het ek verlede week 'n onderhoud gou gevoer met Kosie Koekemoer van Brakpan. Nou hy het vir my sy woensdagsnit van sy lewe, het hy gou vir my gegee. Wat alles verlede woensdag met hom gebeur het. Nou, ek gaan nou nie sê hoe Kosie opgetree het nie. Ek gaan net sê wat met Kosie gebeur het. En nou wil ek hê julle moet nou vanmôre dink, want dis die kruks, nê, van waaroor dit gaan. Daar's 'n klompie gebeurlikhede wat in Kosie se lewe plaasvind. In 'n verhouding met Jesus Christus, hoe sou jy daardie omstandighede hanteer? En dis waarop op die einde van die dag gaan. Nou wat ons van Kosie moet weet is die volgende. Kosie is die pa en hulle is 'n gesin van 5. Hy het nou 'n seentjie van so 12 jaar oud en dan nou 'n seentjie van 7 jaar oud. En dan het hulle nou so 'n laat lammetjie, nê. So in die laaste minute. So 'n babatjie in die huis. Nou op hierdie woensdagoggend skrik Kosie wakker, want hy word nie wakker nie, want die baba die hele nag deur gehuil, min geslaap. As daar nie 'n wekker is wat hulle opwek nie, dan word hulle nie wakker nie. So Kosie skrik wakker. En nou is dit sy taak, sy vrou is by die huis met die baba, hy moet die 2 seuns gou laat hulle aantrek, laat hulle ontbyt kry, hy moet hulle skool toe vat. Nou goed, die eerste 2 goed doen hy gou vinnig, maak hulle wakker, hulle kleertjies is daar maar reg, hy trek hulle aan, hy gee vir hulle ontbyt. Toe hy nou in die badkamer kom, toe kom hy nou agter, maar die seuns het nou die laaste tandepasta opgebruik. En as hy nou so homself kyk in daai spieël, dan slaan hy walm hom nou so terug van daai spieël af, maar daar is nie tandepasta nie. Nou ja. Nou moet hy die seuns, julle ken daai storie, hy is op 'n baie fyn skedule in die oggend. Hy moet die seuns nou, moet hy nou skool toe vat. Maar, toe hy nou buite uitkom, maar 'n sakkedag, julle ken sakkedag, hy nou buite kom, toe die bure se hond nou daai heining geseil, en hy het homself nou geniet in daai sak, nê. Dat is sommer so in 'n 10 meter radius. Hierdie goetertjies nou als lê, nê. Hy gryp toe maar nog 'n swart sak in die huis en hy laat wiel. Vat vir hom 'n kwartier om alles op te ry, maar nou weet julle wat gebeur. As jy die verkeer mis, dan kom jy in daai stadige verkeer, nê. So land hy toe nou daai staan verkeer. Met die gevolg, toe hy nou by die werk kom, nê, toe is hy nou 'n kwartier laat vir 'n vergadering, nê. En toe hy nou instap, toe skree sy baas op hom en sê my, het hy dan nou nie respek vir sy werksplek nie, nê. Hy het geweet van die vergadering. Hoe dink hy kan hy net sommer laat kom? Al hierdie ander mense se tyd mors, nou goed. Na hierdie vergadering toe voel hy, maar hy daarom nou so 'n bietjie van 'n versterking nodig. Gelukkig is daar nou 'n koffiemasjien, en hy gaan gooi vir hom die sterkste koffie sonder suiker en melk, wat hy kan, nee. En toe hy nou, en dis in sy gunsteling koppie, want hy vind daarom daar 'n emosionele aanklank by die koffie, nee. Dis 'n stukkie troos vir hom. Toe hy nou so boe oor daai tafel, daai koppie so lig om sy eerste slukkie te vat, toe breek daai oor af. Nee. En dit is oor al die dokumente en goeders op die tafel. Nou alright. Nou weet ons Kosie daardie dag, maar hy het 'n stukkie ontvlugting wat hy het. Hy het sommer sy sportsak met sy muurbal, raket en goed hy saamgevat, hy het gereël direk na werk. Speel hy gou 'n paar potte saam met die manne, 'n paar vinnige potte, en dan sy terug huis toe, want hy het nog 'n paar goed later die aand ook. So, hy speel sy eerste pot baie lekker, hy sweet 'n paar van sy frustrasies uit. Hier in die tweede pot, hierdie man toe 'n onbeheerste backswing, en hy slat vir hom hier op sy duim, laat sy hele duim verstuit. Nee. Arme Kosie. Nou, Kosie dink toe maar alright. Nou moet ek maar net by die huis uitkom. By die huis storm hy in, stort dadelik en dink ek gaan nou 'n paar rustige woorde saam met my vrou hê, bietjie met gesels voor die goed later in die aand. En ek kan daar nou eet en so aan, en toe hy nou by haar gaan sit toe
toe sê sy vir hom, maar gaan jy nie laat wees nie. Hy sê, laat vir wat? Sy sê vir hom, vir die ouer onderwyser aand. Hy sê, watter ouer onderwyser aand? Sy sê die een waarvan ek jou laas week vertel het, maar jy het daarom nog 10 minute. Nee. Kosie spring na in sy kar, jaag daar, hy's net betyd vir sy afspraak met die onderwyseres. Sy sê vir hom, sy dink sy jongste seun het 'n leesprobleem. Dit kan dalk 'n brulprobleem wees, maar sy glo met remediering kan hulle dit regmaak. Dit behoort hulle 'n baie oulike persoon wat daar werk en vra maar 5 na 800 rand 'n maand, nee. Nou ja, Kosie is toe nou weg daar, maar hy toe nou 'n ander vergadering, maar hy sien hy tyd. In sy vrye tyd is sy stokperdjie, hy boere bietjie met die Clivias en die goedes. Nou hy het ingeskryf vir die Clivias skou die naweek. En hy wil net gaan kyk, want hy weet hulle is reeds besig daarso waar sy stalletjie presies geplaas het, want dit maak nogal saak, 'n man is trots op jou werk en so. Kom daaraan, hulle sê, maar hulle het nie 'n inskrywing van hom ontvang nie. Daar is nie plek vir hom in die saal oor die naweekie. Nou, alright. Toe besluit Kosie dan maar, alright, hy's daarom nou nog tyd vir die daar's 'n komitee vergadering by die kerk, en hy het baie belangrike inligting wat hy daar moet gee, maar hy's betuis. Toe hy nou daar aankom, toe stap die manne net uit. Nee. En hy vra van, maar nou wat, hou jy nie vanaand vergadering? Hy sê van, maar jy nie WhatsApp gekry nie. Die vergadering het ons 'n uur vroeër geskuif. Nou goed, nou besluit hy maar, alright, hy gaan, nou is hom nou tyd uiteindelik om huis toe te gaan, nee. Nou kom hy by die huis aan, nee. Nou sê sy vrou vir hom, sy's nou nie seker nie, die manne is maar honger, sy's nie seker of hulle nie intussen tyd sy kos opgeëet het nie, maar sy het 'n vermoede daar behoort nog iets te wees. Okay, hy kom toe in die kombuis, dis mannetjies wat baie rondspeel buite, hulle het sy kos opgeëet want hulle gedink het was oor, die 2 seuns, en so smeer hy toe maar vir hom 3 dubbele grondboontjie botter, toebroodjies. Nou ja, toe besluit hy maar, alright, nou gaan hy net rustig lê daar, gaan kamer toe, trek sy pyjamas aan. Toe hy nou net so mooi daar lê, toe sê sy vrou van wie sy het 'n baie harde dag gehad, met die kleintjies en die seuns. En sal hy tog nie net die kleintjies se poefdoek ruil nie. Nee. Hy doen dit toe nou maar. En uiteindelik is dit tyd wat hy net rustig kan wees en slaap. En hy het net so ingesluim, en toe voel hy so elmboog in sy sy. En sê, wat nou? En sy sê, maar jy snork vreeslik, ek kan nie slaap nie. Nee, nou ja, dit was Kosie se dag. En miskien julle nou 'n oomblikke in dae wat julle al gehad het, ook in Kosie se dag. En die vraag is in daai verskillende segmente, hoe bring jy jou verhouding met Jesus Christus? Soms nou maklik om hier te praat oor jou verhouding met Christus, né? Maar is nie so maklik as jy daai doekie ruil met jou een vinger hier en by die ander hand hier nie, né? Dan voel jy nie, dit voel nie baie geestelike taak nie, né? Dit voel nie jy die geleentheid om nabyheid van die kind te wees. Daai ervaring van die kind dat sy pa met hom iets doen of so. Ek meen dit gaan flits nie deur jou gedagtes nie, né? So kom ons kyk, hoe sien die woord ons lewe, ons daaglikse lewe. En ek gaan eers gou kyk na Genesis 5:22 tot 24. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God, wat het hy gedoen? Gewandel. Nou dis 'n pragtige woord, want dit beteken tree vir tree. Jy verspring nie as jy wandel nie. Jy gee hom tree vir tree vir tree, net soos ons lewe is. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En Henog het weer eens, sê hulle, met God gewandel. En hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Nou ek weet die meeste sê, hy was so in nabyheid met God in sy dag, dat God hom net eenvoudig opgeneem het. So in die stap is hy weggeneem. Nou vele kommentatore het al geskryf oor die stuk, maar hierdie ene het my of het ek gedink is 'n goeie opsomming van wat hulle
wat hulle gesê het. Hulle sê, what we know is that Enoch walked with God. In fact, this is such a crucial part of who Enoch was that it's repeated twice, verse 22 and in verse 24. To walk with God, en dit moet julle knoop, means to make a relationship with God, dis belangrik, part of your everyday lifestyle. To honor God with your, what? Choices in every aspect of life, nee. En ons besef dit nie, maar daardie keuses is, ons maak duisende keuses elke dag, nee. En in Kosie se geval, kon hy dalk besluit het om handgemeen met sy bestuurder te raak. Want sy bestuurder is ons nou onbillik. Weet hy wat hy al die oggend moes verduur het? Jy weet. So het ons heeltyd keuses, nee. En ons gaan nou, kom ons kyk gou eers, voor ons meer daarop gaan uitbrei, nee, na 2 verse in Paulus se briewe, en die eerste is in Kolossense 3:17, nee. En wat julle ook al doen, kom ons herhaal dit, en wat julle ook al doen, in woord of daad, daar's nou niks uitgesluit nie, dit sien julle seker raak, nee. Doen alles, indien julle dit nog steeds nie gekry het, nie. In die naam van die Here Jesus, en daai naam is nogal belangrik, ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna, waaroor dit gaan oor identiteit, nee. Want dit is, ja, gaan nie nou net self vooruitloop nie, terwyl julle God, die Vader, deur hom dank. Miskien wil ek net so 'n sterkie vinnig gooi by dank, né? Ons gaan net maar weer daarby kom, maar dit is so belangrik om dankbaar te leef, maar ons kom later weer daarby. En dan 1 Korintiërs 10:31. Of julle dan eet of drink of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. Met ander woorde, uit daai verhouding tot sy eer, né? So niks is te onbenullig in jou dag of val buite jou verhouding met Jesus Christus nie. Jy stop nie gou die verhouding en sê, alright, ek gaan net gou hierdie doen want ek is effe kwaad. Ek sal nou weer by die verhouding aangaan. Dit werk nie so nie. Jy's deurlopend in daai verhouding, né? En ons kyk kom ons kyk na Christus self, né? En in die Bybeltye, een van die minder aangename taakies was ons daai manne by jou kom eet het of by jou aangedoen het, die gaste, maar jy nou daai stowwerige voete was, né? En dis gewoonlik nou die slaaf of die bediende daar moes dit doen. Maar wat sê Jesus? As wie kom hy? Wat is sy identiteit? Hy kom as dienaar na ons. En wat besluit om te doen? Nee, hy besluit, hy sal juis die disippels se voete was om vir iets vir hulle te demonstreer, nee. Dat dit nie gaan oor wat ons spesifiek doen nie, maar dit gaan oor wie ons in ons harte is, wanneer ons daai taak verrig, nee. So, as ons met binne daai verhouding, uit daai verhouding, nee, en in daai geestelike identiteit wat ons ontvang in daai verhouding wandel, dan sien ons die lewe anders, ons beleef die lewe anders, en ons tree ook anders op in die lewe. Nou goed, nou gaan ons 'n bietjie kyk, nee. Wat is daai identiteit waarmee elkeen van ons nou vanmôre hier sit, nee. Nou goed, ons gaan eers kyk na Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aanvaar het, met ander woorde, jy het in 'n verhouding getree met hom, nee, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Nou, as jy net so 'n bietjie nadink oor kindskap, nee, dan dink jy gou eers, wat het 'n kind? Die kind geniet dit wat in die huis is. Hy het die beskerming van die huis, hy het die beveiliging van die ouers. Daar's 'n klomp goedes wat in kindskap ingesluit is, né? En dan net die laaste, hulle wat in sy naam glo. Met ander woorde, tree in die verhouding en jy het eintlik 'n bevoorregte posisie. Nou kom ons kyk na 2 Korintiërs 5:20, né? Ons tree op as ambassadeurs. Wat se ambassadeurs? Dis 'n verteenwoordiger
Dis iemand wat die ideologie, wat die naam uitdra van iets anderste, nê. Nou, ons tree op as ambassadeurs vir wie? Vir Christus. Terwyl God deur ons appel aan julle rig, nê. So, met ander woorde, dit moet jy verstaan, terwyl jy in hierdie wêreld rond beweeg, is jy 'n verteenwoordiger. En jy's 'n verteenwoordiger deurlopend, jy's nie net verteenwoordiger vir sekere oomblikke nie. En nou hier is die mees pragtige stuk waarna ons nou gaan kyk, skrifgedeelte. Ek is dol hieroor, né? Matteus 5, ons gaan daar van 13 tot 15 lees, né? Julle is die sout wat die aarde wat moet maak, né? Wat die aarde 'n beter plek moet maak. Jy is veronderstel om 'n verskil te maak. Jy is nie veronderstel om die zips op duisternis te kom toetrek. Jy is veronderstel om 'n beter plek te maak. Maar as jy sout verslaan het, kry dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense plat getrap te word. Nou het ons die tweede beeld. Julle is die lig wat moet doen? Wat die wêreld moet verlig. Met ander woorde, dit wat uit jou skyn, moet 'n verskil maak. Nee, dit moet die donker, soos wat as ons nou hierdie ligte afsit, dan is ons in donkerte. Maar sien jouself as een van hierdie ligte, wat 'n verskil maak, en in daai lig kan jy skielik 'n klomp ander dinge sien, nee. Jy's 'n stad wat bo op 'n berg lê, of 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. So met ander woorde, wat eintlik nou maar vir jou sê, jy's nie undercover nie. Daar is nie iets soos undercover Christendom nie. Sorry as 'n paar van julle wel so gedink het, maar dis nie die geval nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Met ander woorde, die idee is nie jou Christendom wegsteek nie, hoor. Inteendeel, uitroepteken. Jy sit dit bo op 'n lampstande. En wat maak dit? Dan maak dit lig vir almal in die huis. Is veronderstel is wat moet gebeur, né? Wanneer ons uit 'n verhouding leef, né? Nou kom ons kyk, nog 'n vers wat vir ons vertel oor ons identiteit, Galasiërs 4:6 tot 8. En omdat julle sy kinders is, ons het reeds vasgestel ons is sy kinders, né? Het God die gees van sy seun in ons uitgestuur tot in ons harte, die gees wat roep Abba Vader, want ons het gesê die seun is die weg, die waarheid en lewe tot die Vader, né? So ons verstaan daai gedeelte. Jy is dus nie meer slaaf nie, né? Nou ja, wat is die teenoorgestelde daarvan om 'n slaaf te wees, is om bevry te wees, né? Maar seun, maar nou lees ek maar dogter daarin, né? En as jy 'n seun of 'n dogter is jy ook 'n erfgenaam deur God. Nou, ons lees altyd daai gedeelte so vinnig oor, maar dit beteken die skatkamers van die hemele staan vir jou oop. Jy het toegang tot dit wat die Vader wil deel, nee. Goed, maar vroeër toe julle God nog nie geken het nie, was julle verslaaf aan gode wat in werklikheid nie bestaan nie. Ons bou allerhande tipe van dinge vir onsself op. Vat net vinnig een waarna ek nou dink, soos sukses, nee. Jy word 'n slaaf van sukses. Wat is sukses? Nee. Die definisie, as jy nou gaan mooi dink, wat is die definisie van sukses? Die definisie van sukses is daai goed wat hulle jou vertel op die sosiale media, wat die wêreld vir jou vertel sukses is, nee. En ek het gedink dit pas. Jy verslaaf aan 'n God wat in werklikheid nie bestaan nie. Daai sukses is wat die wêreld vir jou vertel is 'n mensgemaakte stuk sukses, nee. Nou goed. So, nou kan ons vir onsself vra, maar wat sien die wêreld in ons raak wanneer ons uit 'n verhouding met Christus in die Gees leef? En ek dink hulle sien basies 3 dinge raak. God se karakter, sy gawes in ons, wanneer ons nou daai skatkamers losmaak, en die vrug van die Gees. Ons sal so 'n bietjie na die 3 kyk. Die eerste een waarna ons gou gaan kyk, is God se karakter, en daarvoor gaan ons na die Ou Testament, Eksodus 34:5 tot 7, né?
Kom ons lees. Die Here kom toe in 'n wolk af, gaan staan by Moses en roep hardop sy eie naam, die Here uit. Terwyl hy by Moses verby beweeg, het hy uitgeroep, ek is die Here. En nou kom hier 'n klompie dinge wat julle moet kennis van neem. Ek is 'n God wat barmhartig en genadig is. Ek het geduld met mense. Ek is lojaal. Ek bly getrou. Ek bly vol liefde oor al die geslagte. Ek vergeef alles wat hulle verkeerd gedoen. Ek laat sonde egter nie sommer net verbygaan nie. Ek straf selfs die kinders tot in die 3de en die 4de geslag daarna vir sonde wat hulle voorouers gedoen het. En ons weet, dis hoekom Jesus Christus die prys moet betaal om hierdie laaste sinnetjie uit te sorteer, nê. Nee. Nou is die vraag, nê. Nee, as jy nou so deur die wêreld beweeg, as jy nou Kosie is, en jy het nou hierdie effe moeilike daggie met uitdagings wat hy het. Te midde van daai uitdagings, nê, wat straal jy uit? Nou kom ons lees Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En nou taai in daai laaste ene, nê. Maar hy staan hier, teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Hier's 'n mooi sin. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Met ander woorde, dit wat die Gees in jou hart spreek, uit die skatkamers van die Vader, doen dit, wandel daarin. Jy sê wel, ek hoor jy sê net gou weer. Nee, ek kan nie lekker hoor jy sê gou weer. Nee, doen dit, bly in pas met wat die Gees vir jou gee. Want dan beleef jy ook die wonder van die verhouding van God, né? En kom ons raak weer so 'n bietjie prakties, né? Dink 'n bietjie in verskillende situasies. Leef jy God se karakter en geesvrug uit daar waar jy is, né? In jou huis skep jy 'n atmosfeer van vrede en rus, of wanneer jy by die huis kom loop almal onder jou tong deur, nê. Hoe tree jy teenoor jou werksmense op waaroor jy gesag het? Trap jy op hulle jy kan trap op hulle, nê? Respekteer jy die mense rondom jou omdat jy in daardie persoon ook sien iemand wat deur God geskape is? Kan mense integriteit en eerlikheid in jou optrede sien? Nee, goed. Hier's 'n paar versies wat dit ondersteun. Kom ons kyk gou na Matteus 5 vers 16. Julle moet so voorbeeldig lewe. Met ander woorde, daar's 'n oornis op ons om voorbeeldig te lewe, dat julle ons het nou 'n paar keer hierdie ding gehad, 'n helder lig sal uitstraal. Sien julle hoe belangrik dit is dat ons sal toelaat dat daai verhouding die vrug dra of die lig uitstraal wat dit veronderstel is om te doen. Dan sal mense dit sien en wie gaan hulle prys vir jou? Nee, hulle gaan julle hemelse Vader daarvoor prys. Want die bron is hy. Hy's die bron, dit het ons tog baie duidelik gesien. En wanneer jy uit die bron uittreë, dan gaan hulle deur jou kyk en die bron sien. Goed. Volgende vraag, as jy nou miskien gefrustreerd in jou werk, nê. En nou voel jy het die reg om met almal rondom jou onbeskof en ongeduldig te wees, nê. Wat is die gesindheid waarmee jy dinge doen, hè? En nou kom ons kyk in hierdie verband. Kom ons kyk gou na Kolossense 3:23 tot 24. Sê, wat julle ook al doen. Ons het dit al 'n paar maal gehoor, nê, vandag. Werk met geesdrif. Soos vir jou baas, nee, soos vir die Here. En nie soos vir mense nie. In die wete dat julle erfdeel as beloning van die Here sal ontvang. Weereens die beklemtoning. Want julle staan in diens van die Here Christus. Jy's in 'n verhouding met hom. Goed, tree jy koud op om jy heeltyd en dalk genadeloos om jy heeltyd in mededinging met almal rondom jou is. Sukkel jy om mense enigiets te gun, want jy's jaloers op hulle.
Nou, dis nie 'n ongewone probleem nie. Jesus se eie disippels het daarmee gesukkel. Kom ons lees gou Johannes 2 vers 22. Jesus sê vir hom: "As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat het dit met jou te doen?" En hier kom nou, hierdie moet julle ergens knoop, nê. Want dit is so verskriklik belangrik in hierdie tipe situasies. Jesus sê vir hom: "Wat is die oplossing hiervoor? Volg my." Met ander woorde, wat sê Jesus vir hom? Ons elkeen het sy pad met my. Maar moet jou nou nie gaan worry oor wat sy pad met my is nie. Volg jy jou pad, nê. Dit wat my verhouding met jou het, leef uit daai volheid van my verhouding met jou. Want dan het jy nie nodig om afgunstig te wees nie. In daai verhouding het jy alles wat jy wil hê, nê. Daar's nie tekorte in daai verhouding. Hoekom gaan jou oë nou dwaal, nê? Want die probleem is, as jy dit nie jou oë op Christus hou nie. Ons het in Afrikaans 'n pragtige woord. Hy rol so mooi van die tong af. Hulle sê jy raak onvergenoegd. Jy het net nooit genoeg nie. Nee, altyd meer en meer en meer en meer en meer hê. Hierdie ding is baie algemener as wat ons dink. Ek moet elke keer vir myself wat sê op daaglikse wyse. Wat is my verantwoordelikheid? My verantwoordelikheid is my verhouding met Jesus Christus. My verantwoordelikheid is om my volheid van daai verhouding te leef, né? Nou kom ons staaf dit nou net gou met 'n versie, Galasiërs 5:26. Laat ons nie verwaand wees met mekaar uittaard of op mekaar jaloers wees nie, né? En dan verder, Filippense 3:14. Ek beer voort na die wenstreep. Ek het 'n wedloop om af te lê. En daai wedloop moet ek af lê na die beste van my vermoë. En wat sê dit? Ek beer voort na die wes om in Christus. Jy sien die verhouding? Om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Met ander woorde sê hy, ek is in hierdie ding om uit daai verhouding die volheid van Christus vir my aan te neem. En wanneer jou oë dwaal na alles rondom jou, kan jy dit nie doen nie. Jy moet jou oë op die lint hou. En die resies doen wat jy moet doen, né? Nou goed, kom ons kyk gou. Ons nader nou die einde. Kom ons kyk gou na 'n paar praktiese stappe om roeping uit te leef, né? Ons kan in eerste plek sê, luister na en volg die roeper se stem. Nou dit beteken, jy moet maar, kyk, kom ons sê vir mekaar, ons weet almal, jy's 24/7 is jy in 'n verhouding, kan jy met die Here praat, maar daar is tog tye wat as jy net op hom fokus, waar daar 'n verdieping in jou hart kan plaasvind, né? Waar jy net 'n bietjie meer hoor, waar jy bietjie die gezoem in jou ore uitsluit, né? So dis een plek, né? Fokus op daardie alleen tye, net om die bewustheid, dis asof as jy daarop fokus, dan word jy bewustheid in al die ander areas ook meer, né? En lees jou Bybel, dis 'n instruksieboek. Dit vertel veel as wat jy is God geïnspireer, né? En kom ons dink bietjie prakties daaroor, né? Ek het agtergekom as ek alleen in die kar ry, ek sit nie meer my radio aan nie. Ek gesels met die Here en dis eintlik 'n wonderlike tyd, né? Want ek weet ek kan nou nie my oë toe maak nie, maar dis ook alraai. Ek het nie nodig my oë toe te maak om met die Here te praat nie. En so kom ek agter, ek het eintlik baie meer, hoe kan ek sê, spesiale tyd met die Here in die dag, as wat ek gedink het, ek het, né? Maar sê mos net altyd, weet jy, jy dink ek gaan nie tyd kry nie, né? Daar is baie tyd wat jy net met die Here kan gesels. Inglip, om nou, hoe kan ek sê, die Here luister na jou 30 sekondes gesprekke met hom ook. Ek dink, as ek nou nie 10 minute of 'n kwartier of 'n uur het nie, dan is dit nou nie die moeite werd nie. Waar kan jy, dink net aan 'n gewone verhouding, né?
Haastige dae, julle wat kinders in die huis gehad het, né? Net een vinnige drukkie. Sis is jy op pad hier gee jy 'n drukkie. Dit doen soveel meer as 'n klomp woorde. Goed, so jy word gelei, wanneer jy luister word jy gelei. Kom ons kyk na Psalm 119, vers 105, wat sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Nee, goed, kom ons kyk, volgende ene, waarvan ek ook hou. Wy alles in die dag aan God toe en leef met verwagting, né? Met ander woorde, wat sê ons mekaar, né? Van die begin van die dag af, rig dit bewustelik in om jou verhouding met die Here te akkommodeer, né? In die begin van die dag bid, Here, ek gee vandag my werk, my woorde en my verhoudings gee ek vandag vir U. En dan my gunsteling ene, Linda weet, né? Is om vir Here te sê, ek weet, het allerhande kosbarehede vir my vandag weggebêre. Dan raak ek nou sommer soos 'n kind, né? Wat weet, daar is nou ergens paaseier weggesteek of geskenke of waar. Ek weet nie waar ek hulle gaan kry nie, waar ek 'n enige plek wees, né? En dit help tog al op 'n kinderlike wyse om deur die dag te gaan met 'n bewustheid, want ek weet nie, dit kan dalk hierdie ou wees wat nou verby my loop, wat die Here geskenk vir hom gegee het om vir my te gee. En dit maak jou net, wat is die woord, nie vatbaar nie, maar jy kan makliker dit wat met jou gebeur en waar die Here jou wil bedien, kan jy raakvat, want jy het geopende oë daarvoor. Goed, volgende ene. Streef om uitnemend te wees en met integriteit te leef. Met ander woorde, doen werk aan die beste van jou vermoë, en ons het al paar keer dit gesê, tot eer van die Here, nie vir eie applaus of 'n weekie, net omdat jy dinge met integriteit doen, né? Kom ons kyk na Spreuke 22:29. Sien jy 'n man wat knap is in sy werk? Voor konings sal hy in diens staan, hy sal nie in diens van die onaansienlike staan. Maar met ander woorde, daar's 'n hoë, jy doen dit nie net vir hierdie ou vir wie jy eintlik nie van hou of wat ook al nie. Jy doen dit op 'n hoër vlak vir iemand meer, jou koning in wie jy in verhouding is. Goed. Nog een, bou verhoudings wat spreek van genade en liefde, né? Ons almal het kollegas, ons het bure, ons het 'n gesin, ons het geesgenote. Sien jy hulle of bou jy verhoudings, né, waarin jy waar jy hierdie mense kan dien, bedien en seën. En dis hoekom ek weer kom by die punt van leef dankbaar. Want as jy dankbaar is vir wat jy alles het, en as jy die volheid van die verhouding met Jesus Christus ervaar, dan besef jy het soveel, né? Jy kan nie alles vir jouself hou nie. Jy wil die een wees wat die druiwetros hier van 'n loot vir jou afblik en begin uitdeel vir die mense. Dan kan jy nie anders as om dit te doen nie. Dan is jy nie, soos ek vroeër gesê het, 'n slagoffer nie. Dan het jy nie tekorte nie. Dan kan jy wat jy dink te min is nog steeds gee. 'n broodjie en 7 vissies. Met God kan jy als voed. So ja, daai verhouding is belangrik. Laat dit weer spieël word, dat hulle iets van God sal ervaar. Nou goed, kom ons lees gou 2 verse uit Johannes. Die eerste is Johannes 13, vers 34 tot 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. En dan, dis hoe almal sal weet dat julle my disippels. Dis hoe jy gaan weet dat iemand in 'n verhouding met my is, want hulle kan die liefde sien waarmee jy hulle hanteer, né? Kom ons lees weer daai vers. Dis hoe almal sal weet dat julle my disippels is as julle liefde teenoor mekaar het. Nou weet ons, sonder dit, wat is hy ding? 'n klinkende simbaal. Maak baie geraas in die veel aan. Maar hy het sy plek in 'n orkes ook. Nou goed, 1 Johannes 4:7 tot 8.
Weer dieselfde gedagte. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat liefhet is uit God gebore en ken God. Wie nie liefhet nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar. Dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het. Hoekom het hy hom na die wêreld toe gestuur? Dis wat ons nog heeltyd van mekaar vandag besig is om te sê. Sodat ons deur hom kan leef. En ons weet ons doen dit deur die Heilige Gees. Dis is ek meen jy moet dit verstaan. Ons is hier om deur Christus te leef in die Heilige Gees tot die Vader. Goed. My laaste ene. Aanvaar lyding en uitdagings. Nou, hier is ons terug. Weer by jou verhouding, jou pad wat jy loop, jou unieke pad wat jy loop, wat sy uitdagings het. Nee. As jy nou begin rondkyk en sê, maar wel, ek word hom nou so 'n bietjie meer uitgedaag as Pietie hier langs aan my. Nee, dan raak dit problematies. Want dan is jy nie in 'n posisie waar jy sê, maar hoor hierso, God gebruik enigiets om sy planne te bewerkstellig. Ek meen hoe het ons nou die afgelope paar weke geleer hoe die Here Paulus juis gebruik het sy gevangenisname in Jerusalem om uiteindelik die boodskap uit te bring in Rome. Dan kan ons God vertrou om wat ons dink uitdagings is, deel van 'n groter prentjie te maak, né? Dan is wat met ons gebeur nie doelloos nie. Dan is dit 'n boublok. En dan is dit bruikbaar. Maar as ons heeltyd in verwyd leef, dan is vir die Here moeilik om daai boublokke te gebruik. Want ons wil nie hê hy moet dit gebruik nie. Maar kom ons kyk, Romeine 5 vers 3. Kom ons lees gou, maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet wat verdrukking bewerkstellig volharding. En wat doen volharding? Volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En dit weet ons nou vandag daaroor gelees, né? In Romeine 8:28. Okay, die klassieke een. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. En amper in 'n verhouding met hom tree. Vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. En dis hoekom dit so ontsettend belangrik is om uit die verhouding te leef. Jy kan nie jou intellek leef nie, jy leef uit die verhouding met Jesus Christus. En dis hoekom dit so belangrik is om daai verhouding te koester. Want eintlik sonder die verhouding is daar niks nie. Is jy maar eintlik maar net 'n lood wat vir brandhout gebruik kan word, nê. So ek het nou gedink om vandag nou net af te sluit. Sommige so 'n paar woordjies wat ek hier op papier saam gegooi het, net want toe ek nou gaan sit en dink. Toe dink ek, wat beteken daai my verhouding? Nie daai, my verhouding. Vir Jesus Christus vir my. Waarheen neem dit my? Wat ervaar ek? En hier sommer net, dis nie die som totaal nie, maar dit beeld tog een of twee dingetjies uit wat vir my persoonlik belangrik is. En ek noem hierdie paar dinge wat ek saamgesit het, noem ek roeping. Ek sê, Christus roep deur die Gees se inwoning, ons in 'n verhouding met homself, om oordek met die kruis se bloedkombers uit die troonkamer van die Vader, wit nuut te leef. Met sy kwas, ons strietse gesleer, in vars verwagting
reënboogwyd te kleur. Sy asem oor ons lippe te blaas, om in duining van ons bors die loodse inenting te verhaas. Dis maar net so ietsie persoonlik. En daarmee wil ek afsluit. En by herhaling vir die 100ste maal vandag sê koester die verhouding met Jesus Christus. Dit is so wonderbaar, dit is so kosbaar. Dit verander ons bestaan, wat ons sien, hoe ons optree, wat ons beleef, alles. So kom ons sluit gou ons oë. Ja, Here Jesus, dankie vir hierdie oomblikke saam met U. Dankie vir U liefde wat ons net mildelik toevou. Wat vir ons 'n kombers word waarin ons knus en veilig is. Dankie dat al slaan die storms rondom ons. By U het ons 'n vaste fondament. By U het ons 'n arm wat nie te kort is nie. 'n Hart wat nie te klein is nie. Inderwaarheid. Nooi U ons in deur die verhouding tot in die troonkamer. Hier noem ons seun en dogter. Here, laat ons tog ietsie vandag begryp van daardie voorreg. Maar meer nog dit wat ons gelees het, mag ons ligdraers, vrugdraers word van dit wat uit die verhouding, ons verhouding met U voortspruit. En mag dit van die wêreld 'n beter plek maak. Mag ons 'n verskil maak. Mag ons dit klee met U vrede, U vreugde. En mag die roepstem waarmee U ons geroep het, ook dan in ons optrede die roepstem word, waarmee ons ook na ander roep. En dit bid ons in U wonderlike naam, Jesus Christus. Amen.